Vandag op Moedersdag, ek het in my 22 jaar nog nie oor moeders gepreek op Moedersdag nie. En die rede daarvoor is, ek was altyd sensitief vir mense wat nie moeders het nie, of wat moeders is en nie voel dat hulle goeie moeders is nie, of wat ook al dit mag wees. En toe hierdie Moedersdag opkom, toe val die woorde in my hart wat sê, moeders vir nasies. En ek wil gou vir julle verduidelik waaroor dit gaan, deur om my eie storie te vertel. Vandag is 11 Mei, dit is my ma se verjaarsdag, maar wag net gou, want die Engelse mense klap toe hande, sy is 10 jaar gelede dood. Okay, sy moet nou nie hande klap nie, want sy is nou nie meer hier by ons nie. Maar, haar lewe het voor my afgespeel, toe ek die woorde sê, moeders vir nasies. So vinnige agtergrond te skets. My ma sê sy moes eintlik 'n non geword het, maar ek dink dit is omdat sy met my pa getroud was. Ek dink dit was maar net 'n uitkoms gewees. Maar sy het 'n roeping op haar lewe gehad. En sy het die eerste 2 jaar nadat sy klaargemaak het met skool, betrokke geraak by 'n sendingorganisasie genaamd Kwasiza Bantu. Sy was op uitreike die wêreld vol gewees. En toe raak sy swanger met my boetie. En daar val haar bediening. Sy het nooit weer voltydse bediening gepersoon nie. Sy het nooit weer in haar amp eers in die kerk inbeweeg nie. Sy het van daar af teruggestaan. Ek sê vir hulle op 23, toe het my ma 'n 10-jarige en 'n 11-jarige dogtertjie, 'n 3-jarige seentjie en die Iwe, is die nommer 4. So is hier iemand wat 23 jaar oud is. Is hier 'n 23-jarige? Dis sy, Selmarie. Goed. As jy op 23 4 kinders moet grootmaak, natuurlik staan jy jou roeping af en jy begin leef vir jou kinders of jou beroep wat sy gedoen het. Maar hoor gou, wat was die volgende ding? Sy het altyd vir my gesê dat sy sal graag klavier wil speel, want sy het sulke lang rooi naels altyd gehad, wat nogal lelik gekrap het en geknyp het, hoor, hy was 'n besigheid. Ek het altyd gesê, sy maak dit rooi, dat mense nie kan sien as dit bloei, waar sy haar hand afhaal nie. Sy het altyd gepraat van die klank wat die naels op die klavier maak, is haar droom gewees. Sy het dit nooit gedoen nie. Maar op 18 maande oud, lê ek, geen asem in my longe nie, hulle lang storie, jaag deur van Vryheid af, Pietermaritzburg toe, daar is nie 'n privaat hospitaal binne 280 km radius van Vryheid af nie. En daar sê sy iets, soos Hanna, en sy sê, my Here, as hy leef, dan gee ek hom terug vir U. Wat gebeur in hierdie tyd? Sy kom nie weer in die kerk regtig nie. Ek het altyd gesê, ons was net in die kerk vir die welsynregister, want hulle het mos nou die 2 kinders aangeneem. Hulle het net getik, die pastoor moes teken elke keer as ek in die kerk was, dan weet jy mos die hart is nie daar nie. Maar op haar manier, het haar roeping 'n legacy geword wat deur my leef. En in graad 7 begin ek Unisa klavier speel. Lang storie, net die Here, en daai droom leef deur my. En ek begin toe dink, maar het ek haar replace? Het ek haar vervang? Het ek haar drome oorgevat? Wil ons vir ons kinders sê, ek kon dit nie doen nie, nou kan jy dit doen? Toe besef ek, nee. Sy was 'n moeder vir nasies. Want ek is deel van haar. En dit wat sy oorgedra het aan my, die manier waarop sy my groot gemaak het my die hele Afrika vol laat toer. En al daardie siele wat inkom, kom van hierdie boekie af, van 'n ma wat gebid het, 'n ma wat oorgegee het, en 'n ma wat gesê het, leef jy jou roeping uit. Is julle met my? So ons sê, moeders van nasies. Dan dink ons dit moet daai vrou wees wat 18 kleinkinders het. Kom ons hoor gou waar begin moeders van nasies. En julle ken die storie so goed in Genesis 17. Hy sê, verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou moet nie Sarai genoem word nie, maar haar naam sal van nou af Sarah wees. En ek sal haar seën
en jou uit haar ook 'n seun gee, ja, ek sal haar seën sodat sy tot nasies sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Ek wil gou die Engels vir julle lees, die laaste sin. Hy sê, that she will be the mother of nations. Dis Sara se roeping. Maar Sara het net een kind, en nasies kom daar uit. Nou gaan ek gou vinnig hierso sê. Hier sit vandag, maar ek sien nou net, hier is een generasie missing nou. Nie is al 4, te prys die Here. Besef julle dat in hierdie kerk, Sondag in en Sondag uit, en ek wil nou nie 'n fout maak nie, maar ek dink dis julle, dis Jakob hulle sit ook hier, 4 generasies sit in een kerk. 4 generasies. Sal julle 4 gou opstaan? Kyk, jy sit die 4 tannies hier langs mekaar. Kara, jy is nie 'n tannie nie. Jy kan staan. Kyk gou hierso. Daar staan 4 generasies moeders. Ja, kom ons kyk aan. Baie dankie julle, dankie. A mother of nations is being a mother, having a mother, and then you can mother other people. Verstaan julle? So 'n moeder van nasies is elkeen wat hierso sit, wat geroep is om nasies te bedien. Ons gaan nou praat oor as jy self nie kinders het nie. Maar iets in Sara se lewe begin 'n probleem raak. Sy probeer ontslaa raak van haar roeping as ma. En sy gee daardie pakkie oor vir Hagar. En sy sê, kom doen jy dit eerder. Kom vervul jy die woord van God oor my lewe. En 'n Ismael word gebore. Hoor gou hoe getrou is God met 'n moeder. Hy bless nog steeds vir Ismael, saam met Hagar, want dis nog 'n ma en 'n seun. En hy sê, jy gaan 'n sterk nasie word, in Genesis 16. Hy bless hulle nog steeds, maar Sara se roeping is weggegee. Skryf ek hierdie sin neer, en ek sê, as jy die posisie van vertroue in God verlaat, dan bring jy komplikasies in jou huis in. Want dan maak jy 'n spasie vir iemand anders om jou rol te vertolk. En die oomblik wat dit gebeur, kom die moeilikheid in jou huis in. Jy moet daai posisie vol staan as ma, sodat niemand anders daai posisie kan invat nie. Ons gaan nou praat oor die klimaat in 'n huis, want dit is vir my so belangrik. Ek wil nou teruggaan, ek sê jammer Anja, na die eerste vers toe. Deborah sê iets baie mooi. Sy sê, leiers het ontbreek in Israel, totdat ek, Deborah, opgestaan het, en ek, 'n moeder in Israel, het opgestaan. 'n moeder in Israel staan op, en daai volk word gered deur 'n Deborah. 'n moeder staan op, vir 'n volk, wat nasies geword het, in vandag se tyd. As jy in jou roeping inbeweeg, moet jy hom vol staan, vir dit wat God jou voorgeroep het. Wat gebeur dat ons uit daai roeping uit pad gee? Dis die wagperiodes. Die ek bid vir iets en dit kom nie tot vervulling nie. Die wagperiode laat jou partykeer terugstaan in jou rol. Wat jou ook laat terugstaan, is seer kry. En dit is wederzijds, want ons maak seer en ons kry seer. En daar is nie 'n manier, vandag wil ek vir julle almal sê, of jy 'n jong ma of 'n ouer ma is, dat jy alles perfek gedoen het, of dat jy alles gaan perfek doen nie. Dit bestaan nie. Ons gaan foute maak. Leef daarmee. En tog sit ons almal hier, ons het goeie eienskappe van ons maas, en ons het slegte eienskappe van ons maas. Maar wat ons weet is, dit het ons gevorm, en dit het ons gemaak, en ons kan ons lewe uitleef. Jy leer mos deur dit wat jy nie moet doen nie, of jy leer by dit wat jy moet doen. Is ek reg? Ja, ek het nou in die Engelse dienste sê ek, vandag kry ek weer nie kos nie, toe onthou ek moet die kos maak vandag. So ek's fine. Ja, ek gaan alles sê wat ek wil sê. Môre sal ek weer mooi praat. Nee, ek speel. Die volgende een waarna ek wil verwys is Moses se ma. Moses se ma sit hom in die mandjie in die rivier af. En toe daardie prinses die kind sien, ag, sypies ma. Dis 'n goeie ma. Hulle val partykeer. Toe Moses daardie mandjie toe Moses se mandjie afgaan en die prinses vat hom, toe gebeur iets merkwaardig. Daar word nie gesê, ons wil hom terug hê by ons nie, dit is ons sin, ons wil, hoor gou hierso. Die dogter sê,
Sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u seentjie kan soog, nourish, nie sorg nie, soog. Want in hierdie periode het Moses gewoond geraak aan waar hy vandaan kom. Is ek reg? Hy het iets aangeleer in die belangrikste deel van sy lewe. Hy was gekondisioneer, hy was versorg, maar hy was ook gesoog, geleer. Ek het die voorbeeld gebruik en ek wil weer dit sê. Ons het die geneigtheid om hoogs gefrustreerd te raak met iemand wat bo op ons staan in die rye by die winkel. Nee, dit voel mos hulle haal asem hier. Besef julle, dit is net 'n resultaat van 'n manier waarop hulle gesoog was. Hulle staan op jou rug want hulle was op die rug. Het julle my? Afstand vir hulle is niks. Hulle is 3-4 gesinne in een huis. Daar bestaan nie iets soos jou spasie. Hoe bedoel jy? Is ons spasie. Hoor gou. Jy kan 6 keer omdraai en sê, staan net terug. Hy gaan nie dink, shame, sy gaan deur 'n helse tyd. Verstaan julle wat ek sê? Dis hoe ons geleer is. Dan aan die ander kant is dit mos ons arm length away from everybody and everything. Gaan toets dit 'n bietjie. Ons is so gekondisioneer dat ons vertroue gekoppel is aan spasie. So hoe nader jy aan iemand staan, hoe meer vertrou jy hulle. En dit gaan nie oor hoe naby nie, dit gaan oor hoe lank jy so naby staan. Dan begin jou liggaam sê, hierdie is nie 'n hartsmens nie, ons kan nie so naby wees nie. Hulle praat letterlik van so ver van jou af, is jou intieme groep, so ver van dit af is familie en vriende, en alles van daar af is kennisse. Kyk bietjie, nou gaan julle mekaar dophou, né? As julle nou koffie drink, dan sien jy gee iemand so tree terug. Hulle wil nie jou maatjie wees nie. Hulle voel nie veilig nie. Okay? Step back. Vriendskap is verby. Kies iemand anders, okay? Staan lank en kyk of hulle jou wil hê of nie. Dis 'n manier waarop ons groot gemaak word. Sit 'n bietjie eenkant. Staan 'n bietjie weg. Ons leer ook ons kinders. En dit was dalk iets wat ons in vorige generasies nie verkeerd nie, anders gedoen het. Liewe hemel, ek het meer tannies gesoen as girls. Ek het hulle nie eers geken nie. En jy weet hoe ouer hulle is. Hierdie is onnodig. Julle weet wat ek wil sê, nee. Hulle het talente. Dat jy so shopnat daar wegstap. Moet asseblief nie jou kinders dwing om almal te soen nie, is nie lekker nie. Ons het al meer begin leer, ons respekteer spasie. Ons het al meer begin leer, jy voel geïntimideer deur dit. Maar as ander mense wat anders gesoog was, hulle was anders geleer gewees. En hoor gou wat sê Hebreërs oor hierdie amazing posisie waarin Moses homself bevind. Hy sê in Hebreërs 11 wanneer hy oor die geloofshelde praat en sê, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Dis sy getuienis. Maar as hy nie daardie geleentheid gehad het nie, het hy nie eers geweet waar kom hy vandaan nie. Ons het 'n verantwoordelikheid, maas, om ons kinders to nurture them, om hulle te soog in ons kultuur, in ons. Baie van die jong mamas vandag wil boeke vat, en dan wil hulle uit die boek uit die kind leer. Hoe? Ek wil gou vir jou sê, dit is sorg. Soog is dit wat ek vir hulle gesê het. Dis wat jy doen, leer hulle om dieselfde te doen. Is ek reg? So mans tip, jy mag dit dink, sy is soos haar ma. Moet dit nie sê nie. Ok? Ek weet nie waar hulle trek op daai stadium nie, jy weet nie hoe die WhatsApps loop op die groepies nie. Shhh.
Dink dit, moenie dit sê nie. Want ons begin goed doen, soos ons groot gemaak is. Ons begin habits aanleer van hoe ons groot gemaak is. Selfs die taalgebruik, selfs die manier hoe ons uitkyk oor die lewe, die blootstelling wat ons het, die manier waarop jy kies vir vakansie, dit wat jy van hou om te eet en nie te hou nie, alles is gevorm in daardie tyd of nourishing, van soog, en so ook geestelik, die verantwoordelikheid wat ons het, om ons kinders te leer, dit wat God van ons verwag. Hierdie generasies ding is so besonder, want as ons kyk in 2 Timoteus 1 vers 5, en is die storie oor Lois en Eunice, hy sê, en as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois, in jou moeder Eunice, is ook nou binne in jou. Dit word oorgedra, dit word aangeleer. Dit is nie Christianese nie, dis nie die regte goed sê nie, dis wat jy leef, gaan in jou kinders uitkom, hulle gaan dit doen soos jy dit doen. En dit is die belangrike ding. Dan wil ek aangaan en die derde moeder na verwys, en dit gaan ons na die nagmaaltafel toe bring. Dit is Johannes 19 vers 26 tot 27. Hy sê, en toe Jesus sy moeder sien, en die disippels wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder die volgende. Hy sê, vrou, daar is 'n seun. Nou kom ons gee gou perspektief op dit. Nie daar is jou seun nie. Sy broers was daar in die omgewing. Hulle het tot dan toe nie geglo dat hy die Messias is nie. Maar toe hy aan die kruis hang, toe bely hulle dit, sê die woord, dat Jesus was die Messias gewees. Onthou julle dat Jesus gesê het, 'n profeet word nie in sy eie land geken nie? Dit is vir daai rede. Dit was sy eie gesin wat gesê het, dit is nie jy nie. So toe ma oorgegee moet word, het hy sy eie broers nie vertrou nie. En daarom het hy een van sy disippels gekies om te sê, hierdie is nou jou ma. Kyk, waar kom ek nou vandaan? 'n moeder van nasies. Want die woord koppel nie noodwendig alles aan hierdie bloed nie. Hy sê ook, Jesus, dat ek is vir jou 'n vriend nader as 'n broer. Jou bloedverwante familie is nie die begin en die einde nie. Dis 'n goeie ding as jy dit het, maar is nie die begin en die einde nie. Jy kan ook die verantwoordelikheid opneem vir kinders wat nie aan jou behoort nie. Jy kan ook 'n hart hê vir mense wat nie in jou huis groot geword het nie. En ek weet nie wie van julle kan dit ooit sê eers nie, maar ek weet van soveel mense wat kinders in hulle huis laat groot word het, wat nie aan hulle behoort het nie. En hulle sal selfs daardie mense ma en pa noem, omdat hulle daai rol vertolk binne daai persoon se lewe. Dis nie aangeneem nie, dis nie besluit nie. Dit is 'n rol wat ingeneem is deur iemand. Maar nou gebeur hier iets anders. Nou moet die nasies bietjie na die moeder kyk. Want julle sien, die rolle verander op 'n stadium. Hulle het na ons gekyk, tot op 'n sekere ouderdom, en nou is ek die gelukkige wenner van 'n seun. Hy's nou 70 jaar oud, bly in Ermelo, en hy kyk ook na die preek elke Sondag, so vir Dida, asseblief gedra jouself. Want die rolle verander. Ewe skielik moet jy kyk na jou ouers. Ewe skielik begin jy iets doen vir hulle, en hulle nie meer vir jou nie. En hulle gaan jou bel, en hulle gaan jou vra, van hoe om 'n WhatsApp foto te stuur, tot iets belangriks, van nuus wat gebreek word. En dit was waar Jesus op 33 jaar oud 'n aankondiging maak, dat hierdie rolle het nou verander. Nou is dit nie meer, Maria, kyk na my disippels nie, nou is dit disippels, kyk na my moeder, want die rolle het verander. Maar is dit nie mooi, as jy 'n moeder vir nasies is, dan het jy soveel meer, om na jou te kyk in die dag wat jy dit nodig het nie. En hoor gou, dis nie direk gekoppel aan mekaar nie. Jy gaan 'n rol vertolk waar jy vir iemand anders gesorg het, en dan gaan daardie wat jy saai omkom en jy gaan dit maai.
Is ek reg? Dit gaan nie die presiese persoon wees nie, maar omdat jy jou hart oopgemaak het, gaan mense hulle harte oopmaak vir jou. En ek wil in die gemeente, voordat ek afsluit, mense begin aanmoedig om rond te kyk. Toe ek my beradingsdiploma gedoen het, ek moet nou ook bietjie bely, ek het 'n baie goeie partner gehad wat die taak voltooi het, maar ons gevalle studie was eensaamheid. Julle, daar's niks so alleen soos alleen nie. Hoe weet ek iemand is alleen? As hulle jou in jou arm gryp en hulle los nie. En hulle begin met stories for days. Sê hulle eintlik ek is alleen. Ek is eensaam. As ons hierdie dorp gered wil hê, gaan ons bietjie moet begin rondkyk. Vir ma's wat nie kinders het nie. Vir pa's wat nie kinders het nie. En ons gaan die verantwoordelikheid moet opneem om ook na hulle te kyk. Want vir Jesus was hierdie so belangrik, dat sy ma versorg was. Nou kom ons sluit gou af met die verantwoordelikheid van 'n vrou. Dis 'n lekker deel om te doen as ek die man is. Mamas, julle bepaal die klimaat in julle huis. Hoor my mooi. Julle bepaal die klimaat in julle huis. Moenie verbaas wees as jou seun jou man ondermyn, omdat jy heeltyd sê, ag man, jy weet mos hoe is hy. Doen dit net. Wat leer jy jou kind? Die manier waarop jy jou kinders leer oor wie jou man is, bepaal die klimaat in jou huis. Die manier waarop jy praat oor jou man, bepaal die klimaat in jou huis. Die manier waarop jy konflik hanteer, bepaal die klimaat in jou huis. En ek is skuldig. Ek kom by die huis, brombeer partykeer. Hoe jy mamma dit hanteer, met jou kinders, bepaal die klimaat in jou huis. Pas op om kampe te maak in jou huis, want dan gaan God se seën nie rus oor jou huis nie. Hy sê, want Psalm 133 vers 1, waar almal saamstem, waar hulle almal saam in eenheid is, daar gebied God sy seën. Kan nie wees wanneer daar twee kampe is nie. So moenie verbaas wees as jou kind teenoor jou man negatief reageer, omdat hulle dit by jou gesien het nie. Jy bepaal die klimaat van jou huis. Let op daarna, oor hoe jy praat, hoe jy reageer, want jy bepaal daardie klimaat. Hoor gou wat sê Spreuke 31 oor die verwagting van so 'n vrou. Hy sê haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Dan sy opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van die luiheid eet sy nie. Haar seun stree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Ons moet begin oplet, kerk, oor hoe ons manne en ons vroue, hier's nou vir die manne ook, hoe jy van hulle praat. Want die mense om jou gaan hulle hanteer volgens die prentjie wat jy skets. Jy moet versigtig wees. Dit bepaal die klimaat. En dan kom ek na die nagmaal toe. Ek wil teruggaan na Jesus aan die kruis toe. Wanneer Jesus hier aan die kruis hang, is dit nie amazing dat hy in sy eie laaste doodsnikke van die lewe tyd maak om seker te maak sy ma is okay nie. Kan julle besef julle dat hy aan die einde was, nie asem nie, uitgebloei, bespot, en hy kyk af en hy neem in ag. Hier's 'n vrou wat versorg moet word. Hoekom gebeur dit? Want hy het dit by sy pa gesien. Want die Vader sê in Jesaja 66 vers 13, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos en julle sal getroos wees. Hy het dit by sy pa gesien, dat sy pa dit doen soos 'n moeder. Hy het dit gedoen vir sy moeder.
omdat hy dit op 'n ander plek gesien het. So vandag wil ek jou uitnooi. Die uitnodiging is baie wyd. As jy stikkend en seer is op grond van hoe jy groot gemaak is, en ek sê vir mense in berading, die dag wat jy die goeie goed van jou ma kan vertel, het jy genees van dit wat sleg was en aan jou gedoen was. Wanneer daai goeie goeders vertel kan word ten spyte van, het jy gesond geword. So of jy gaan hierdie genesing eet en drink om hulle vry te spreek, of jy gaan vandag in jou amp, jou posisie as ma intree en sê ek wil 'n ma van nasies wees, Here stuur hulle. Of jy gaan dalk derdens vandag sê ek staan aan die kruis en ek wil graag vir iemand 'n ma gee. Of wees die Johannes om 'n ma te vat wat nie kinders het nie. Om net iemand 'n plek te gee in hierdie lewe. So dit is die 3 goed wat ons in ag gaan neem. So ek gaan vra Bernie as die span, nee, hulle het nou almal gegaan, ons is op ons eie. Moet ek nou self speel? Of gaan jy vir my ietsie speel? Sal jy, ag hier is die bands, kom girl. You're starting a band.